groet vir jou in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Baie hartlik welkom liewe vriende vanmôre by ons Sondag erediens van Uit die Woord Digitaal. Wat 'n lekkerte en wat 'n vreugde om hier by mekaar te kan wees in die naam van die Here onsse God. En my bede is dat die Heilige Gees ook vanmôre jou hart sal open en in jou lewe sal werk, dat jou geloof sal groei en sal vrug dra, dat die Here geëer kan word. Dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. Ons wil jou graag uitnooi om deel te word van ons YouTube kanaal. Sluit asseblief aan, gooi vir ons 'n duimpie daar as jy van ons kanaal hou en skryf vir ons 'n boodskapie daar onder die comments afdeling. Dis altyd vir ons lekker om kontak te maak met mense dwars oor die hele wêreld. Jy's baie welkom om ook aan te sluit by ons WhatsApp groepe hier by Uit die Woord Digitaal wat elke oggend 'n oggendoordenking ontvang. Daar skakel duisende mense daarby in. Gedurende Desember het meer as 90.000 mense boodskappe ontvang deur hierdie kanaal. En dankie dat jy en jou gesin daarvan deel is. Baie dankie vir almal se skenkings en donasies om ons kanaal in stand te hou. Ons kan so saam hande vat om die woord van die Here te versprei, diens van barmhartigheid te doen, Bybelverspreiding, maar ook bejaardesorg. En jou skenking maak dit vir ons moontlik. Ons waardeer dit ongelooflik baie. Nou liewe vriende, op hierdie pragtige oggend is dit ons voorreg om stil te kan word, na die Here se woord te luister. En my bede is dat die Here ook vandag vir jou 'n baie besondere boodskap sal gee, wat jou na Jesus sal lei en jou krag sal gee in tye soos hierdie. Kom ons bid eers saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre in hierdie nuwe dag in aanbidding voor U kan buig en U kan loof en prys as ons Here, ons God en ons Koning. Dankie Here dat U deur die Bybel U wil aan ons kom bekend maak. Ons wil vra dat U vanmôre ons harte sal open vir U woord, dat U deur die kragtige werk van die Heilige Gees hierdie Bybelse boodskap in ons lewens sal bevestig, dat ons geloof sal groei, dat ons nader aan U sal lewe en dat U ons sal help om vrug te dra in U koninkryk. Seën ons daarom wanneer ons vanmôre hier by mekaar is. En baie dankie Here dat U ons by die hand neem en saam met ons in hierdie lewe loop. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, ons gaan vanmôre 'n paar verse saam lees uit die woord van die Here uit 1 Samuel hoofstuk 17. Nou hierdie gedeelte handel oor die baie bekende gebeure van Dawid en Goliat. Dawid was 'n jong seun gewees wat skape opgepas het in die veld en sy pa roep hom en stuur hom na die oorlogsveld toe waar die hele leermag van Israel met koning Saul teen die Filistyne opgetrek het. Maar toe Dawid daar aankom op die oorlogsveld, toe sien hy dat daar nie oorlog gevoer word nie, maar dat die hele weermag van Israel aan die een kant stelling ingeneem het en aan die oorkantste deel van die dal of die vallei was die Filistyne. Maar daar was 'n baie groot Filistyn, 'n reus van 'n man, 'n oorlogssoldaat wat besig was om Israel uit te tart. En oor hierdie vallei skreeu hy dan ook afbreekende woorde vir hulle en kraak hy die God van Israel af. En dit het vir Dawid geweldig gegrief. Hoekom was daar nie 'n oorlog nie? Hoekom storm die leer van Israel nie af op hierdie man en op hierdie Filistyne en vernietig hierdie vyand van God wat besig is om hom so te verkleineer nie? En Dawid gaan reguit na koning Saul toe en die manskappe neem hom dan ook soontoe en sê vir die koning dat hy sal oorlog voer teen hierdie soldaat, teen hierdie reus, Goliat, as almal te bang is om dit te doen. Saul het hom probeer ontmoedig, gesê jy's nog 'n klein seun, jy weet eintlik nie waaroor gaan dit nie. Jy's nog 'n jong man wat nie baie krag en ervaring het op die oorlogsveld nie. Jy kan nie teen hierdie reus van 'n soldaat gaan veg nie. En Dawid het vir die koning gesê hoe hy in die veld
die skape opgepas het, hoe hy teen beere geveg het en leeu's doodgemaak het, en dat hy nie bang is vir hierdie soldaat nie. En hy het hom gereed gemaak om te gaan oorlog voer teen hierdie wrede soldaat. En nou gaan ons lees in 1 Samuel hoofstuk 17 vanaf vers 37 en ons lees die volgende. Verder het Dawid gesê: Die Here wat my gered het uit die kloue van die leeu en uit die kloue van die beer, hy sal my red uit die mag van hierdie Filistyn. En toe sê Saul vir Dawid: Gaan en mag die Here met jou wees. Toe die Filistyn regmaak en naderkom om Dawid te ontmoet, het Dawid die Filistyn vinnig op die gevegsterrein tegemoet gehardloop. Toe steek Dawid sy hand in die sak, vat 'n klip daaruit en gooi met die slingervel en tref die Filistyn teen die voorkop. Die klip het in sy voorkop ingedring en hy het vooroorgeval op die grond. Ons lees net tot sover uit die woord van die Here. Wat 'n aangrypende, wonderlike gebeure wat ons hier raak lees in die woord van die Here. Broeder en suster, Dawid was 'n jong man wat groot geloof in God gehad het. Hy kon nie toesien en hy kon nie dit aanhoor hoe hierdie heidense soldaat besig was om die God van Israel af te kraak en af te breek nie. Hy sê dan ook vir Saul dat hy in die naam van die Here hierdie heidense soldaat sal verslaan. En toe hy daar deur die dal gaan en deur die spruitjie op pad na hom toe, het hy 5 klippe opgetel en dit in sy herderssak wat hy gedra het hy daardie klippies gebære, totdat hy gekom het op die oorlogsveld. En as ons hierdie hele hoofstuk lees, sien ons dat Saul baie verontwaardig was, dat Israel hierdie skraaltingerige ouetjie na hom toe stuur, wat 'n jong seun was, en hy het weer eens sy God afgekraak. Maar wat doen Dawid? Dawid is nie bang nie, en Dawid gaan met vaste geloofsvertroue hierdie veld tegemoet en hierdie heidense soldaat, en hy gaan en hy steek sy hand in hierdie herderstas en hy haal 'n klip uit in die slingervel en hy swaai daai slingervel van hom en tref hierdie reus van 'n man met die naam van Goliat voor die voorkop. En ons lees dat die klip ingedring het in sy kop in en die reus het morsdood neergeslaan. Broeder en suster, Dawid het die Here vertrou hier vir oorwinning. Dawid het geweet, as God op die oorlogsveld is, dan kan daar niks anders as oorwinning wees nie. En hier kom behaal hy 'n reuse oorwinning vir Israel. Israel storm hierna op die Filistyne af, en ons lees dat toe die Filistyne sien hulle oorlogsheld dood neerval, het hulle gevlug, en die oorwinning was vir Israel. Ek en jy moet vandag weet, dat daar gereeld reuse ook in ons lewens opdaag. En baie mense is bang vir hierdie reuse. Hulle wil nie teen hierdie reuse te staan kom nie. Hulle sal liewer eenkant toe of terugstaan, en hulle weier om op te tree wanneer hierdie reuse hulle lewenspad kruis. Nou, van watter reuse praat ons hier? Liewe vriende, daar is reuse van siekte, daar is reuse van die dood, reuse van groot armoede en ellende en werkloosheid. Daar is reuse wat ons pad kruis, wat ons families uitmekaar uit wil skeer, mense wat ons valslik beskuldig, en so kan ons vanmôre 'n hele klomp dinge noem wat reuse in hierdie wêreld van vandag is. Baie mense deins terug. Baie mense dink ek kan nie hierdie reus oorwin nie, en hulle maak verskonings hoekom hulle dit nie kan doen nie. Wanneer iemand dan in die geloof na vore tree om wel so 'n reus aan te pak, dan sien ons ook dat baie mense kleingelowig optree teenoor jou. Jy word afgekraak. Jy's te klein. Jy sal dit nooit maak nie. Jy sal nie hierdie reus kan oorwin nie. En dieselfde sien ons nog ook in vandag se tyd. Kleingelowigheid
waar mense jou probeer ontmoedig om teen 'n reus op te tree, is 'n algemene gesig. Maar ek en jy wat kinders van die Here is, moet weet, in God is ons oorwinnaars. As ek en jy die reuse van die lewe aanpak, met die krag en die genade van God, dan sal ons kan oorwin. Dawid is die voorbeeld ook hiervan. As ons in die woord van die Here lees, in 1 Johannes 4 vers 4, dan staan daar, julle is uit God, my kinders, en julle het die wêreld klaar oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Ons moet weet dat ons 'n God aanbid wat oorwin het, wat almagtig is, alles is in sy hand. Hy spreek net 'n woord en dinge gebeur. Hy het die wêreld klaar oorwin. En omdat ons sy kinders is, woon hy in ons harte en hoef ons vir niks in hierdie wêreld bang te wees nie, maar kan ons met vaste geloof die reuse van die wêreld gaan aanpak. In Filippense 4 vers 13 staan daar, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Ja, Christus het die grootste vyand van hierdie wêreld oorwin, naamlik die dood. Hy het uit die dood uit opgestaan. Hy maak ons meer as oorwinnaars saam met hom. Maar ek en jy moet hom vertrou. Dan lees ons in Lukas 1 vers 37, niks is vir God onmoontlik nie. As ek en jy in sy naam die reuse van die wêreld aanpak, dan sal ons oorwin, want hy gee ons die oorwinning. Hy woon in ons, hy bemagtig ons en hy bekragtig ons. Daarom kan ek en jy die reuse van hierdie wêreld in die naam van God gaan aanpak. En dan Efesiërs 1 vers 19 tot 21 sê, julle moet weet dat God se krag baie sterk is en dat hy sy krag in ons lewens gebruik, in ons wat glo. Daarom is dit die sleutel ook van vandag se boodskap. Dawid het geglo dat hy kan oorwin. Hy het geglo in God. Hy het geweet God kan aan hom die oorwinning gee en daarom gaan hy nie hierdie woorde en skeldwoorde van hierdie heidense reus duld nie. Hy gaan hierdie reus vierkantig in die oë kyk. Hy gaan hom aanpak met die krag van die Here. Hy gaan met vrymoedigheid op die oorlogsveld oploop en hy gaan hierdie reus oorwin deur die krag van sy God. Wanneer ek en jy reuse van hierdie wêreld teekom, moenie weghardloop nie. Moenie bang wees nie. God is met jou. Hy sal aan jou die oorwinning gee. Maar wat vra hy van jou? Hy vra van jou geloof en vertroue in hom. En somtyds laat die Here hierdie reuse oor ons lewenspad toe, want hy wil kyk wat jy gaan doen. Hy wil weet hoe jy gaan optree. En ek en jy moet hom onvoorwaardelik vertrou en ons geloof in hom stel. Hy sal aan ons die oorwinning gee. Dawid en Goliat is die voorbeeld hiervan. Nou wanneer ek en jy hierdie nuwe week ingaan en in die besonder ook hierdie nuwe jaar wat voorlê, weet ons nie wat dit vir ons gaan inhou nie. Ja, inderdaad kan daar reuse op ons pad kom. Maar kom ons pak dit met die geloof aan, met ons hand in God se hand, met die oog op Jesus Christus, die oorwinnaar. En ons weet ons sal oorwin deur die krag wat hy aan ons gee. Ek bid vir jou vir wysheid en ek bid vir jou vir vaste geloof in jou hart en dat jy nie bang sal word en sal weghardloop wanneer die reuse jou pad kruis nie, maar dat jy in jou skoene vas sal staan, met jou oë gefestig op Jesus en met vrymoedigheid die reuse sal plathardloop wat God vir jou die krag daartoe sal gee. Kom ek en jy, my liewe vriende, gaan hierdie week in met geloof in die drie enige God en met die wete dat ons nie alleen is in hierdie wêreld nie, maar dat ons Here by ons is, dat hy in ons is, dat hy ons bemagtig en bekragtig en dat daar groot wonderwerke kan gebeur wanneer ons saam met hom die lewe aanpak. Kom ons doen dit met vrymoedigheid en met vaste geloofsvertroue en ons weet, saam met God kan ons oorwin. Kom ons bid saam. Dierbare Here, baie dankie dat ons in hierdie nuwe dag
voor U kan buig, die lewende God van hemel en aarde. 'n God wat vol krag en oorwinning is. 'n God wat ons as U kinders bemagtig. Help ons, Here, om nie weg te kruip of bang te wees vir die reuse van hierdie wêreld nie. Maar laat ons met vaste geloof in U en met ons hand in U hand die oorlogsveld betree en in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, die reuse van hierdie wêreld oorwin. Dankie dat U ons ken, dat U lief is vir ons, dat U in ons is en by ons is. Ons prys U daarvoor. Seën ons ook in die komende week, Here, in alles wat die lewe mag bring. Dankie dat ons in Christus meer as oorwinnaars kan wees. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Vriende, baie dankie dat U vanmôre by ons ingeskakel het. Mag die Here vir U ryklik seën en as die Here wil, sien ons mekaar weer by 'n volgende geleentheid. Vrede vir jou.